Môre, ons is hier so vandag saam met Cheryl, om 'n bietjie uit te vind wie is sy en watter rol speel sy in House of Peace. Môre Cheryl. Goeiemôre. Vertel my 'n bietjie meer van jouself en hoe het jy beland by House of Peace? Swak besluite. Ook alles verloor. Nie redelik alles nie, maar swak besluite gemaak. My seun het sy werk verloor en ons het 'n besluit gemaak om op te gaan na die kus toe, terug na Natal toe. En dinge het nie baie gewerk daar nie, want hy kon nie 'n werk kry nie. En ons het begin met mense gesels en ons het op die ou end van die dag het ons op die stasie gesit waar Helpende Hand ons gehelp het om buskaartjies te kry. Goeie besluit gemaak om terug te kom, want ons het op 'n baie goeie plek geland. So, hoe het julle uitgevind van House of Peace? Nee, ek weet self tot vandag toe nie, het ons uitgevind nie. Want ons het deur Robert hulle gewerk. Dit is ook 'n groep wat aan ons bekend gestel is. En so het Robert hulle Renier hulle gekry. Ons het eers by Tannie Stefanie uitgekom in Pretoria Noord. En Renier hulle het ons kom haal in Pretoria Noord. Ja. En vertel my 'n bietjie meer rondom jouself. My lewe. My man is nou 2 jaar oorlede. Ek kyk nou al 7 jaar na my 3 kleinkinders. 3 kleinkinders. 7 jaar. Hulle ma is verlede jaar September oorlede. Is nie 'n maklike pad nie, maar met baie hulp. As ek mag vra, hoe sy oorlede? Siekte of Ja, sy was 6 jaar was sy bedlegend gewees. Sy het albei haar niere verloor. Sy het 'n breinoperasie gehad en hulle moes haar in 'n induced coma sit. Was dit kanker? Nee, die as gevolg van die albei haar niere wat sy verloor het. Toe ontwikkel sy 'n bloeding op die brein. Toe plaas hulle haar in induced coma. Na die breinoperasie begin sy epileptiese aanvalle kry. En hulle moes haar wakker maak onder daai induced coma want sy het 'n groot stroke gehad. Dit is so sad. En sy kon niemand, sy het nie haar kinders geken, niemand nie. Ag ja, dit is actually baie sad. So ja, na 'n siekbed van 6 jaar het sy verlede jaar. Die kinders het bietjie baie trauma, ek dink in hulle lewe op hierdie stadium. Veral omdat ons nou weet bietjie opgegaan het kus toe en teruggekom het. Maar die kinders geniet dit baie by House of Peace en ek dink hier is dit waar hulle herstel op hierdie stadium. Ja, en soos ek verneem het die een klein John Drey, ja. Ja. John Drey. Hy het mos autisme. Special care. Ja, hy het alles observeer. Hy's gediagnoseer met 5 dingetjies. Hy was wel geadmit by Weskoppies ook en hy was 3 weke daar. Medikasie werk nie. So hy het baie special care nodig om in 'n skool in te kom waar hy kan roetine, dissipline en hulp kan kry. Maar watter tipe 5 is hy min of meer gediagnoseer? ADD, ADHD observeer, trauma, baie aggressief. Ja, ek het alles daar op die verslag. En jou verhouding met God, voordat jy hier aangekom het en... Daar kan ek een ding sê, was dit nie vir God nie, was ons nie hier nie. Ek dink dit is die pad wat hy wou gehad het. Moeilike pad gewees om tot hier te kom. Ja, maar 'n pad met God is nooit maklik nie. Dit is nie. Maar as dit nie vir God was nie, was ons nie daar nie. Want God het ons elke dag gedra. Hy het my oë oopgemaak elke dag en hy het my deur dinge gesit elke dag, want hy het gesê ek kan dit hanteer. Hier sit jy. En hoe ervaar jy die godsdiens in House of Peace? Ek het elke donderdag altyd ek na my kerk toe gegaan. Al was dit net 'n uur, maar dit het 'n groot verskil gemaak. En in House of Peace is dit fantasties, fantasties. As mense net meer van dit kan doen. Bietjie Bybelstudie gedurende die week.
Kinders het dit meer nodig ook om te weet wie is God, Ja. om hulle op die regte pad te kry. Ek nou dit aand se praise and Dit worship. was fantasties. Ja, dit was ek het lekker. ook geniet. Ja. Verskriklik. En die pad vorentoe. Die pad vorentoe gaan ons, ek dink deur hierdie jaar kom, op herstel. Ek dink Januarie kan ons die jaar vol in die oog kyk en ons werk daaraan. En jou rol hierso in House of Peace, wat speel jy? Ek is in die groentetuin en ja, ek wil daai tuin ek so opwek dat ons gaan al ons groente en goed gaan ons uit daai tuin uit kan kry. So ons is besig om nou 'n nuwe tonnel te bou daar en ek is lief daarvoor, ek is lief vir die buitelewe. Wat tipe groentes? Daar gaan iets van alles wees. Ons het op die oomblik kool in, ons het spring onions in, ons het tomaties in, ons het aardappels in. Ons gaan vandag, as die weer dit toelaat, gaan ons wortels plant, ons gaan beet plant. Dit klink sommer 'n lekker verskeidenheid so. En dan is ons nog besig om bome te kloun ook. Ek het een op die narkieboom, dat ek wil net kyk hoe werk hy. So ons gaan baie bome hê, vrugte. Lekker. Ja. Kan jy wag dit weggroei. Druiwe moet ek kloun. So ons gaan daar kom. Lekker. En wat is al jou werkskills? Ek het omtrent so 5 jaar terug het ek vir Beet Farming gewerk in KwaZulu-Natal by Dube AgriZone, reg agter die airport. En ek het al hulle audits gedoen van 'n company. Ek was onder die human resource. Ek het al chemicals gedoen, ek het die pakhuis gedoen. Ons het meeste afgelewer vir Woolies. En so jy moet kyk na jou standaarde op jou verpakking en al daai tipe dinge. Ek was 'n supervisor vir Spar, ek was 'n kassier. So ek het redelik ondervinding. Ek was 'n restaurantbestuurderes en 'n takeaway. Lang ure gewerk, maar ek het dit baie geniet. So ek is meer in die bestuursafdeling en general admin. Dis reg. En geniet jy dit ten minste? Ek geniet dit baie. Geniet baie. En sal jy House of Peace aanbeveel vir mense? Ja, definitief. Daar is soveel mense daar buite wat nie het wat ons het op hierdie stadium nie. Ons kan dankbaar wees, ons dak oor ons kop, ons het liefde, is respek, ons eet, ons het badgeriewe. Ek sal enige mens aanbeveel om hier te kom bly. En kan ons die video op social media gebruik? Yes, jy kan. Ek kan. Baie dankie vir jou tyd. Dis Vir jou reg. moeite. Baie dankie. Ons waardeer dit. Is doodreg.